Môre, dis Dinsdag 24 Junie en ons is nou by dag 2 van die 7 feeste van God. Gister het ons begin met Paasfees, hoe elke lewe begin met bloed. Maar wat gebeur na dit? Na daardie eerste oomblik van bevrugting. Dis hier waar dit ongelooflik raak. Ons het gister genoem van Zola Levitt wat met 'n ginekoloog gepraat het en daardie dokter het iets verduidelik wat my hart nog nie kon vergeet nie. Hy sê binne 24 uur na bevrugting gebeur iets wonderlik. Die spermsel en die eiertjie gee hulle lewe op en hulle word een. Dis nie net medies nie, dis baie heilig, dis profeties. Dis presies wat Jesus gedoen het. In Levitikus 23 staan daar geskrywe op die 15de dag van dieselfde maand is die fees van die ongesuurde brode. Dis na Paasfees. Dis die dag toe Jesus nie net gesterf het nie, maar begrawe is. Die brood van die lewe, rein, sonder suurdeeg, is in die graf gelê. Nie omdat hy moes nie, maar omdat hy gekies het. Hy het sy lewe gegee, sodat jy en ek kan leef. In Johannes 12 vers 24 staan daar geskrywe, 'n koringkorrel moet in die grond val en sterf. Dan dra dit veel vrug. En dis wat God met jou ook doen. Hy neem jou deur 'n tyd van begrafnis, nie om jou weg te steek nie, maar om jou te vorm. Mense sien nie altyd wat aangaan nie, maar God is besig. Hy is besig om karakter te bou, om jou geloof te slyp en suurdeeg uit jou uit te haal. Dis trots, die haastigheid, die ou mens. En die Griekse woord vir ongesuur is azimus. Dit beteken sonder gis, sonder bedorwenheid, sonder sonde. Jesus was presies dit. En nou wil hy dieselfde lewe in jou vorm. Kom ons bid saam. Here, ek weet nie altyd wat U in die donker doen nie, maar ek vertrou U. Dankie dat U my ou lewe begrawe het. Dankie dat U my nuut maak, stil en rein. Ek kies om te wag en om te groei, om U te vertrou in my verborgenheid. In Jesus naam. Amen. En vandag herinner ek myself, ek is begrawe saam met Christus en God vorm my in stilte en ek dra die lewe van die brood sonder enige suurdeeg. En asseblief, moenie vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is dit juis jou verborgde lewe wat wys hoe werklik Jesus in jou leef. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.